Die Here gee ons baie kere opdragte wat klaar gereël is, dis klaar 'n sukses. Al wat ons moet doen is dit gaan vat. Vorentoe beweeg en doen wat die Here van ons verwag. Aksie neem. Daai eerste tree vat. Die oom wie my die eerste werk gegee het, reël vir my 'n meeting met Royes. En Royes is daar vir 4 dae, die eerste dag. Ek hoor die stem in die agterkant van my kop, gaan praat met hom. Dis klaar gereël, ek moet net gaan praat. Die Here gee ons baie kere opdragte wat klaar gereël is, dis klaar 'n sukses. Al wat ons moet doen is dit gaan vat. Vorentoe beweeg en doen wat die Here van ons verwag. Aksie neem. Daai eerste tree vat. En eerste dag gaan verby, ek sê nee. Nie ek nie. Gaan aan met my goed. Tweede dag gaan verby. Ek sê nee, ek weier. Ek gaan aan met my goed. Derde dag kom, vierde dag kom en oom Royes is nog net daai aand, die volgende oggend ry hulle. En ek kan onthou, Neville Meintjies van 7de Laan was ook daar so 'n spreker gewees. En hy sê iets, kan nie onthou wat hy gesê het nie, maar my hart het net gedraai en ek het gedrop wat ek gedoen het en ek het gegaan en ek het met iemand gepraat en ek het gesê ek wil bitter graag met oom Royes praat. En ek was 'n baie ongeduldige mens in my verlede. Mense, ek het nie gesoebat en gesmeed vir niks nie. As jy my nie wil help, ek sal myself help. Ek kort jou help. Dis die attitude wat ek gehad het toe ek in my verlede was. En ek raak vinnig geïrriteerd en die aand gaan sit ek nou by Royes. Royes sê nee, dis reg, kom en dis 8:00 die aand. En ek gaan sit. Ook sit ek daar, niemand praat met my nie, ek ken niemand nie en ek kyk vir oom Royes. En ek kyk sy span om hulle en hulle almal geniet hulle self en hulle praat oor die aand se gebeurtenisse en wat not. 8:00 kom ek wag nou om met oom Royes persoonlik te praat. 8:00 kom, 8:00 gaan. 9:00 kom, 9:00 gaan. En ek sit daar toepstil. Ken niemand nie, kyk net. 9:00 kom, 9:00 gaan. Teen die tyd moes ek al lankal opgestaan het, die ou ek. Lankal. Nee, wat, hoekom moet ek nou nog wag? Die ou wil, ek vat my musiek op toe nie. En die Here se genade is so sterk en hy hou my kalm en hy hou my rustig en ek sit. 10:00 kom, 10:00 gaan. 11:15 die aand. Kyk Royes trouwens vir die eerste keer vir my. Draai hy sy kop. Hy sê, o, ek het al vergeet van jou. Toe dog ek kan vir hy oom ietsie sê, maar hy maak my so lank wag van 8:00 af, net om vir my dit te sê, weer jou kop weg van my af te draai, en verder te gesels. Nee wat, ek sê vir jou, ek sit daar en ek weet nie wat om met myself te maak, en ek sit, en nou bly ek kan net nie opstaan nie, ek dink ek moet opstaan en loop, want ek word die kop toegevat nie. En for some reason kan my bene net nie opstaan nie. Ek kry net nie uit die stoel uit opgestaan nie, my gedagtes sê vir my staan op, my liggaam sê nee. En die Here se hand is oor my en ek sit daar. En ek vertel oom Royes my storie. En oom Royes, ek sal dit nooit vergeet nie, dit is die eerste keer wat ek die Here se hand gesien werk het op so groot skaal. Hy vra 3 studente, hy sê, gee jy 'n boek, gee jy 'n vers, gee jy 'n hoofstuk. Almal so randomly. En die Here gee 'n vers wat presies verduidelik dat ek moet kom School of Fire toe. Presies, die dag en datum en maand is genoem in daai vers. Die einste dag wat ek nou met Royes Strauss praat, kom daar uit daai vers uit van 3 verskillende mense af. En daar sien ek ook, nee, dis reg. En hy sê vir my, maak seker jou goed is gepak en jy's in. Môreoggend, gaat ek. Toe ek School of Fire toe. Die Here het my uit so diep en donker plek uitkom haal. Dat ek nou in my 2de jaar is van studies, besig om te studeer vir sendeling. En daar is een ding wat ek besef het. Ek het ook geval, ek was vir 6 maande by School of Fire gewees. Ek het gedink ek is sterk, kry 'n geleentheid, gaan Appington toe, gaan werk op die skougronde, afval ek, rook dagga. En dis toe ek besef het, dit was 'n draaipunt in my lewe.
Want ons het vir 2 maande daar gewerk, vir 2 maande het ons gerook en stil gebly. Ons het teruggekom School of Fire toe en niks gesê daarvan nie. En dat die vriend wat ek mee dit gedoen het, was ook op School of Fire en sy gedrag het begin verander, want ek het opgehou toe ek terugkom en hy het aangegaan. En 2 weke daarna, toe voel ek so sleg, toe die Here so aan my hart se snare, my skuldig laat voel het, dat ek myself uitgekom het en gesê het, kyk hierso, die is wat ons gedoen het by die skou. Ek wil dit uitbring in die openbaar, want dit vreet my op. En daar het ek besef, dit is die volwasse ding wat jy kan doen. Die beste ding wat jy in jou lewe kan doen, is om eerlik te wees met jouself en met God. As jy nie eerlik is nie, gaan jy nêrens kom in die lewe nie. Jy gaan bly waar jy is. En die vyand gaan jou dieper en dieper trek. Voordat jy weer sien, sal jy nie eers die lig kan sien nie. Jy sal in duisternis verderf. En daar het ek gesien hoe die Here se genade in spel kom. Want omdat ek eerlik was ek nie gestraf nie. Omdat ek uitgekom het, die Here se genade bo my geval. En ek besef toe, genade is nie 'n ding wat enige een van ons kan wen nie. Maak nie saak hoe hard jy wil genade kry nie, jy sal dit nooit kan wen nie. Want die Here het vir ons genade gegee die dag wat hy Jesus aan die kruis laat sterf het en sy bloed vir ons laat stort het. Dit is vir ons gegee. Dit is ons keuse as ons dit gaan vat en vorentoe beweeg. So ja mense, vandag het die Here my in 'n posisie gesit. Ek was nou op vakansie gewees so onlangs en daar was 'n rukkie terug iemand van Appington gewees wat 'n profesie gelewer het en gesê het, ek moet my paspoort regkry want hy sien my nie vir 'n lang tyd hier nie. Ek gaan uitgaan en die mure van Christendom gaan versterk daar in die buitelande. Ek het nou die vakansie, het ek 'n offer gekry om Zambia toe te gaan vir sendingwerk. So die Here se genade, moenie ligtelik vat as die Here praat, luister. Dankie julle. Ek is verlos, los deur die bloed van die Lam van God, en daarom sing ek so bly. En toe die Heilige Gees op my neerdaan van blydskap, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam van God, en daarom sing ek so bly. En toe die Heilige Gees op my neerdaan van blydskap, sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam van God, en daarom sing ek so bly. En toe die Heilige Gees op my neerdaan van blydskap, sing ek so bly. Halleluja, prys die Here. My begroeting wil ek maak aan elke pastoor Pieter, elke broer, elke suster, die ouderling is begroet, apostels, diakens is begroet, en hy het in die mooi naam van Koning Jesus. Vanmôre is 'n voorreg om hier te kan staan en sê, dit het die Here my uitgehaal. En ek kan sê, die Here het my gechange, het my verander. Ek is nie skaam om sy naam groot te maak nie. Ek is nie bang om sy naam ook groot te maak nie. Ek kan in gangsters ingedruk raak, maar daar gaan ek praat van die werklikheid van U. Ek kan tussen mense ingedruk raak wat die Christene se koppe afkap. Ek sal hulle nog steeds vertel van die heerlikheid van die Here. Van ons moet nie skaam wees van die naam van die Here nie. As jy saam met hom loop, dan moet jy saam van hom praat.
As iemand jou vra, as jy bekeer, dan moet jy nie staan en sê, ja, ek is nie. Sê vir hom, ek is gebekeer, vanuit my gekom red van my sondes. En ek bemoedig laas Sondag, so 2 Sondage terug, vir my studente. En ek sê vir hulle, toe ons daar buite was, het ons so geparty aangegaan. Maar wanneer ons by die werk van die Here kom, is ons 'n bietjie skam en teruggetrokke. Hoekom kan ons ook nie die effort insit? Wat is buitekant gewees, dit is baie efforts ingesit. Maar nou wat is by die Here is, wil ons 'n bietjie skam wees. Ons wil nie insit die bestuur. Ons wil nie insit nie. Dawid het ingesit. Van toe hy gesalf is as koning. Toe besluit Dawid, hy sit sy hele gewig in. Maar hoekom wil ons nie die gewig insit nie? Here, ek kan bid nie. Van toe Dawid daar so staan en hy sê, Here, hoekom moet ek koning raak? Maar toe sê die Here, Dawid, van jy het na my skape gekyk. Maar jy kan na my volk ook kyk. Die Here salf jou, van hy sien, hoekom jy moet daar uitkom en jy moet sy naam vergroot. Van jou storie sal kan baie red. Jou getuienis sal baie red. En ek sit en ek sien, laas toe ons op uitreiking was, en ek sit daar, ek sê, Here, ek sukkel nog so 'n bietjie. En hy sê, en ek sit daar, en oom Roy sê vir my, Heinrich, almal sukkel. Dawid het gesukkel. Timothy het gesukkel. Apostel Paulus het gesukkel. Paulus sê dan self, Here, die doring wat ek in my vlees het, hy sukkel, hy worstel met die ding. En nog steeds het hy die Here gedien, wat hy sukkel. Maar hy sê, ek gaan nog nooit die Here verlaat nie. Al sukkel ek, al kruip ek, al lê ek op my grondplat, sal ek nie die Here verlaat nie. Hoekom kan ek en jy nie ook dit doen nie? Ons beklei en ons veg vir die koninkryk. Ons almal wil die koninkryk van die Here sien. Ons almal wil die ewige lewe sien. Maar kom ons sit ons werke daarin. En ons begin dien die Here in volheid. Sy hand is nie te kort om vir jou te red nie. Sy oor is nie te kort om vir jou te hoor nie. Maar sy hand is elke dag op jou lewe. Konstante hoë bloedsuikervlakke is die hoofoorsaak van tipe 2 diabetes, insulienweerstandigheid en oorgewig. 'n Lae GI-dieet kan help om bloedsuikervlakke te beheer, eetlus te demp en diabeteskomplikasies te voorkom. Manna bloedsuikerbeheertablette help om die GI van die voedsel wat jy eet met soveel as 43% te verlaag en daarom help dit om bloedsuikervlakke te beheer. Die produk kan saam met enige dieet gebruik word en is beskikbaar by alle apteke. Besoek mannaplus.co.za vir meer inligting. Ek sê nou nodig vir 'n ander jongman ons debat. Hy sê ja, julle Christene wat so val en weer wat en wil maak van opstaan. Ek sê vir hom, jy kan die woord wegvat, maar jy kan nie die olie op sy hoof wegvat nie. Jy kan nie die salwing van hom wegvat nie. Toe Saul dat so donker in Saul se lewe was en Saul loop in die put in en hy staan daar en Dawid staan agter hom en een van Dawid se manne sê die Here het hom vandag in jou hande gegee en hy sê jy raak die gesalfde van die Here aan nie. Vandag se lewe wil hulle die gesalfdes van die Here aanraak, maar hulle weet nie wat die Here
met sy gesalfdes is hy. Jong mense, vanmôre bemoedig ek julle. Al sê die wêreld wat van jou, hou jou lamp aan die brand. Moenie laat jou olie uitloop nie. Maak elke dag jou lamp vol met die woord van die Here. Met gebed. Sit op jou knieë vir 'n halfuur. Afsonder jy alleen met God. Jou foon sit op een kant. Jy en God moet 'n afspraak elke dag hê. En hy sal vir jou hoor. Hy sal jou luister. Wanneer wil jy die afspraak maak met die Here? Alleen. Sê vandag vir jou vriend, hoor jy, ek wil dit vandag net gou vir 'n halfuur, net hier in my kamertjie sit en met die Here gesels. Ons kan later gesels. Kom, dien die Here voluit. Moenie opgee nie. Van hierdie pad is nie maklik nie. Dis 'n afdrand, dis 'n opdrand. Jy sukkel. Daar lê klomp klippe voor jou, jy struikel hier voor, maar moenie val nie. Staan op en kyk bo-oor en sê ek wil die hoogtes bereik. Wanneer wil jy dit doen? Die Here sê vandag, jy moet jou lamp aan die brand hou. Moenie laat jou olie uittap nie. En so sit ek terug in hy mooi naam. Glory! Hou net jou lamp aan die brand. Ek het vroeër gesê, mense kan dinge van jou ontneem, maar jou salwing, jou prys, jou aanbidding, jou uitroep, as iets wat niemand van jou sal kan ontneem nie. En hier kom Pastor Heidi en hy bevestig dat wanneer jy jou lamp aan die brand wil hou, verseker dat jou olie genoeg is en nie uitloop nie. Here, ek prys U. Al sê die mense wat, my broeder, hou jou lamp aan die brand. Hou jou lamp aan die brand. Hou vas hem net daar. Daar's 'n koortjie wat sê, ek ken 'n man wat kan. En Jesus is sy naam. Ek ken 'n man wat kan. En Jesus is sy naam. Sy arm is nie te kort. Sy oor, Here, ek prys U. Ek ken 'n man wat kan. En Jesus is sy naam. Hou vas hem. Nou ek is 'n man van die ou tyd en hierdie nie musiek het en daai is nou wat ek van hou. Here, ek prys U. Ek hou van hierdie goed. Die aken, hierdie is waar ek die Here voluit ontmoet. Amen. Want daar's 'n koortjie wat sê, in droefheid verdwaal, vas my siel swaar belas, maar nou sê gelukkig my rustplek. Here, ek prys U. Dierbaar is lekker om die Here te dien. Soms verstaan mense het groot geword met keyboard musiek en hierdie tipe goed, veral ons aan 2000 sê hulle. Maar ongelukkig as ek aan 2000 of ek is aan 90s en aan 2000 body. Ek is nou net 'n man wat hou van oudtyds. Here, ek prys U. Ons was gister daar by die show en daar's iemand wat sing tel op jou kruis en volg vir Jesus. En in daai oomblik maak ek my oë toe en ek trap 'n bietjie in. En die Here gee my hierdie skrif 1 Samuel 7 vers 12. En Samuel het 'n klip opgerig. En het Ebenezer genoem. Wat beteken
tot hiertoe het die Here my gedra. Lyk my die mense verstaan nie wat ek sê in die oudie. Tot hiertoe het die Here my gedra. Nie 'n gelowige is sonder 'n testimonie nie. Die Here kan nie 'n geredde mens red nie. Die Here kan nie 'n gesonde mens gesond maak nie. Dierbares, om hierdie voorreg te kan hê, om op te trek na die huis van die Here en te kom luister na wat ander moet face in die lewe. Kan ons nie elke Sondag uit die kerk uitkom en nog steeds dieselfde lewe voortlewe nie. Ons kan nie uit woord wat gebreek word op so 'n manier dat selfs die kind hom verstaan. Dit vir nalatig of vir onagsaam nie. Dis moeilik vir ons of vir die gelowiges om elke Sondag te staan, opofferings te maak, die Here te gehoorsaam en te sien dat, maar elke Sondag is dieselfde geval. Die Here red jou uit hierdie situasie in die week. Sondag kom jy kerk toe en jy stap maar net hier uit weer, soos jy ingekom het. Jammer as ek afloop van die pad af, maar die Here drop in my gees dat dit 'n tyd geword om dankbaar hy te toon en nie dankbaar te wees nie. Soms is ons te dankbaar, maar ons toon dit nie. Soms ken ons die Here, maar ons het hom nog nooit ontmoet nie. Soms beweeg jy met die Here, maar agterlangs. En wanneer die Here 'n sekere end stryk en jy hoor die stem van agter, draai jy om en jy gee jou rug vir die Here. Maar ek besef in hierdie laaste tyd verklaar die Bybel, as ek reg is in Openbaring, dat mens en mens gaan teen mekaar opstaan. En ons kan by die dag sien dat dit 'n werklikheid word. En ek sê altyd, die Here is iemand wat iets sê en dit nie waar maak nie. Terwyl Dawid die skape wei en hy sien dat een verlore is, het Dawid die 99 gelos en hy die een gaan soek. In vandag se lewe los ons die een en ons gaan soek die 99. As jy in 'n groep was, aanbiddingsgroep, en een het verlore gegaan, los die 5 om verder te gaan. Maak afsondering om die een te gaan haal wat verlore is. Jou situasie, jou omstandighede is nie myne nie. Dis nie die rede dat dit so moet wees nie. Jy's nie uitverkies om deur dit te gaan nie. Maar dis 'n proses. Ek dink die Bybel sê dat die disippels vra die Here, wie het gesondig dat hierdie man moes blind gebore het? En die Bybel verklaar en hy sê, die Here sê, dis nie hy nie. Dis ook nie sy ouers nie, maar die werke van die Here moet binne dit geopenbaar word. Ek besef in hierdie oomblik dat dit is dat dit so moet wees sodat die Here homself kan openbaar aan jou. Maar ons maak die fout, ons vertrou op die arm van die vlees
En raadpleeg jou broer oor jou situasie. En as dit uitlek, dan noem ons hom 'n skindelaar, maar jy het van jouself gaan skinder by 'n skinderbek. Here, ek prys U.